Nou goed, nadat Jesus nou verduidelik het wie hy is as die Christus, as die ware lydende Christus, wat deur lyding heen oorwin. Net hierna gee Jesus die volgende die baie belangrike disipelonderrig. En dis waarby ons nou gaan stilstaan in ons 4de sessie vir hierdie week se ouer toerusting. Jesus begin met baie belangrike disipelonderrig. Waaroor gaan die onderrig? Nou in die onderrig wat ons kry in Lukas 9 vers 23 tot 26 gee Jesus vereistes vir 'n disipel wat die lydende Christus in oorwinning involg. Hoe lyk 'n disipel wat die lydende Christus in oorwinning involg? Wat die lydende Christus in die koninkryk involg? Dietrich Bonhoeffer vat dit so saam. Hy sê when Christ calls a man, he bids him come and die. Dit is die prediking wat Jesus hier gee. Kom ons gaan 'n bietjie dieper daarop in nou net so, daarom oor Dietrich Bonhoeffer, hy was vir my nogal so in die 20ste eeu 'n belangrike ou, nie baie oud geword nie, hy word deur die nasies doodgemartel in die Tweede Wêreldoorlog aan. Baie sterk teen Hitler ook in opstand gekom, hy was 'n Duitse predikant. Hy kon nogals buitekant, ons was 'n begaafde, hy het klasse in Amerika toe die Tweede Wêreldoorlog uitbreek, ek dink daar so iets in geval. En in plaas van om buitekant aan Duitsland te bly, gaan hy terug en hy gaan sê, maar ek wil my volk dien. En hy wil hulle dien met die evangelie. En as hy die ware evangelie preek, wat dan ook teen Hitler ingaan, nou ja, dan betaal hy uiteindelik met sy lewe daarvoor. Mens kan maar 'n bietjie sy geskiedenis gaan lees op. Kyk, mens kry 'n goeie fliek nou, dink ek jy sal oor sy lewe of 'n dokumentêr soort fliek. Ek dink natuurlik mens moet sy goed lees. Ek dink 'n boek wat nogals oulik is van hom om te lees is The Cost of Discipleship. Die Engelse vertaling is daarvan in sy boek wat ek dink nogals goed is om te lees. So ek net alles saam te stem wat hy sê nie. Ek dink regtig nie so, maar goed om te lees. Maar goed, in elk geval, Jesus begin nou hier op hierdie punt met baie belangrike disipelonderrig. Vereistes vir 'n disipel wat die lydende Christus in oorwinning involg. Hoe lyk so 'n disipel? Nou, wat belangrik is ook van hierdie punt af in die Lukas Evangelie van hoofstuk 9 vers 23 af, kry mens heelwat sulke soort onderrig wat Jesus nou begin gee. Hy's nou op pad kruis toe en hy begin nou te leer. Hoe lyk 'n disipel wat die lydende Christus volg? Dit geld ook vir ons, want ons volg ook die lydende Christus. Nou, wat is die inhoud van Jesus se prediking? Kyk na vers 23. Hierso kry ons die vereistes. Vers 23. Jesus sê aan almal. Soos in Markus lees, sien 'n mens ook aan disipels en die skare wat daar gestaan. Disipels en skare moet weet. As iemand agter my aan wil kom, sê Jesus, moet hy homself verloon, sy kruis elke dag opneem en my volg. Wat beteken selfverloning? Wat beteken draai jou rug op jouself? Jy maak nie meer, self maak nie meer vir jou saak nie. As jy net so 'n bietjie verder aanlees, in vers 24, en ons gaan nou in meer detail daarop ingaan, dan staan daar, elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my wil verloor, sal dit red. Daar sien ons iets van selfverloon. Ek is, om Jesus te volg, maak my gevaarlik, en dan is my eie sekuriteit en my eie veiligheid nie belangrik. Ek verloon self. Op vers 26. Elkeen wat hom, wat baat dit 'n mens tog, dat hy die hele wêreld win, maar homself verloor. So, die hele wêreld win, ek leef met hierdie ideale, hierdie planne, hierdie besigheid van my wat moet uitbrei, hierdie suksesvolle loopbaan, al hierdie goeders wat ek wil doen. Nou, Jesus word nou vir my belangriker, en dan verloon ek myself, al my planne, my ideale, is nie meer vir my belangrik nie. Beteken nie, niemand mag 'n besigheid of planne of ideale hê, natuurlik, maar Jesus word net belangriker.
Ek verloor myself en Jesus word alles. Of vers 26 sê, elkeen wat hom vir my skaam. Om Jesus te volg, bring jou in 'n situasie waar mense jou dalk wil verwerp, of waar mense moet vir jou spot, maar dan maak jy vir jouself nie saak nie, jy verloor jouself, jy probeer nie jou eie eer beskerm nie, jy probeer nie inwees by die groep nie, nee, jy verloor jouself, jy volg Jesus. Verloor jouself beteken, draai jou rug op jouself. En dis so radikaal, dat jy jou kruis elke dag opneem. Jy word bereid om aan 'n kruis te sterf, as dit sou moet. Jy word bereid om doodgemartel te word, maar Jesus is vir jou so belangrik, dat jy hom nie sal opgee nie. Jy sal nie die marteling probeer vryspring, om deur Jesus te los nie. En dan kry jou lewe 'n totaal nuwe rigting. Jy volg Jesus. Eers het jy jouself gevolg, maar nou verloor jy jouself, en jy volg Jesus. So dis die vereistes. Selfverloning, kruisdra, volg. Sonder dit het jy nie Jesus nie. En dis belangrik, selfverloning, kruis opneem en Jesus volg, want jy volg die lydende Jesus. Nou, daarom moet ons sê, hoorie so, hierdie is nogals krasse prediking nie. Ek bedoel, dit is nie baie goeie bemarking nie. Wie wil nou regtig iemand volg, as dit vir jou gaan beteken, dat jy jou kruis moet opneem? Dat jy kan doodgemartel word, as jy geassosieer word met hierdie ou, jy weet? Hoekom sê jy jouself hierdie leed aandoen? Hoekom al jou ideale prys gee? Hoekom jou veiligheid prys gee, om by hierdie lydende Christus te wees? En Jesus sê nooit vir ons net sulke moedgoed nie. As Jesus moedgoed sê, wat ons moet doen, dan het hy baie goeie rede en baie goeie motivering daarvoor. En dit is wat hy vir ons gee in vers 24, 25 en 26. Kyk by vers 24 begin met wat. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my wil verloor, sal dit red. Nou, agter Jesus aan, kom jy in 'n situasie waar jy verdrukking gaan beleef, vervolging gaan beleef. Jesus het al in die gelykenis van die saaiër daarna verwys. Hy vertel van saad wat op 'n klipbank gesaai word, in sy gelykenis van die saaiër. En dan verduidelik hy dit in vers 13. Hy sê, die wat op die rots gesaai is hulle wat die woord met blydskap ontvang, wanneer hulle dit hoor. En hulle het geen wortel, aangesien hulle net vir 'n tyd glo. En in die tyd van versoeking, Markus praat van vervolging, dan val hulle af, dan hou hulle op glo. Vervolging laat jy ophou glo. Maar wanneer jy jouself verloon en sê, maar hierdie vervolging, moet my nie van Jesus af wegvat nie, want Jesus gee vir my waarlik lewe. Jesus bring my in die koninkryk in, en ek verduur die vervolging en ek bly by Jesus. Dan kry ek lewe by Jesus. Luister 'n bietjie hoe preek Jesus daaroor in hoofstuk 6. In hoofstuk 6 vers 22 sê hy, salig is julle wanneer mense julle haat, en wanneer hulle julle verstoot, en julle beledig, en julle naam weggooi soos wat iets wat niks is nie. Wanneer die mense julle haat en julle vervolg, salig is julle, want dan behoort die koninkryk aan jou. Hoekom? Want jy het by Jesus gebly, want Jesus gee vir jou ware lewe, Jesus gee vir jou die koninkryk. So, wat moet jy doen? Gaan jy jouself beskerm, en by jouself bly, terwyl self nie lewe kan gee nie, of gaan jy jouself verloon, lyding by Jesus beleef, maar dan uiteindelik ook saam met hom in die oorwinning ingaan, in die opstanding ingaan, in die nuwe aarde ingaan. Maak jy keuse, wat is die beste? Wat is die beste? Bly by jouself en gaan vir ewig verlore, het dalk nou 'n goeie tydjie vir 'n kort rukkie, en gaan daarna vir ewig verlore, of kom na Jesus toe. Hy is die een wat waarlik lewe gee.
Ons kry dieselfde as Jesus verder praat, nog so motiverend vers 25. Hy sê, wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld wen, maar homself verloor of skade aandoen? Nou, hier gaan dit weer oor, daar in die gelykenis van die saaier het Jesus gesê, daar is saad wat tussen onkruid gesaai word. En dan verduidelik Jesus dit in Lukas 8 vers 14, hy sê, en die wat in die dorings of in die onkruid geval het, dit is hulle wat gehoor het en hulle gaan weg en word verstik deur die sorge en die rykdom en die genietinge van die lewe en hulle dra geen vrug. Daar's die probleem. Jy lewe vir rykdom en jy mis Jesus. Wat help dit? Wat help dit? Jesus sê, verloon jouself en volg Jesus. Hy sê in Lukas 6 vers 20, sê Jesus hierdie, hy sê, salig is julle armes, want aan julle behoort die koninkryk van God. Prys die Here. Verloon jouself, rykdom en die goeie lewe van hier en nou, moenie vir jou voorop staan nie. Jesus moet vir jou voorop staan. Maar hy luister, as jy Jesus volg, daar 'n goeie kans dat jy dalk arm gaan wees. Ons gaan nog aan die einde van hoofstuk 9 van Lukas, wat kom 'n mens daarby uit. Maar by Jesus is jy uiteindelik 'n erfgenaam van die koninkryk van God, 'n erfgenaam van die nuwe aarde. Maar sonder Jesus het jy dalk nou rykdom en jy erf die hel. En dan vers 26 is daar nog 'n motivering wat Jesus gee. Want elkeen wat hom skaam vir my en my woorde, vir hom sal die Seun van die mens hom ook skaam wanneer hy kom in sy heerlikheid en die van die Vader en die heilige engele. So, Jesus kom uiteindelik as oorwinnaar nie. Hy bring die koninkryk van God in sy volkomeenheid, en dit is waaroor hy praat hier in vers 26, maar hy sê, op daardie dag, as jy jou geskaam het, as jy Jesus verloon het, want jy was nie bereid om verstoot en gespot en jou naam weggegooi te word soos iets niks nie, en jy het jouself beskerm deur in te wees by die wêreld en uit te wees by Jesus, ja, dan sê Jesus, dan sal ek my ook skaam vir jou. Maar aan die ander kant, Lukas 12 vers 8 sê dit so mooi, en Bybel daar oopmaak gou. Lukas 12:8 sê, elkeen wat my sal bely voor die mense, hom sal die Seun van die mens ook bely voor die engele van God. Dan kan daar die wederkomsdag as Jesus daar aankom. En hy sê vir die Vader, vir die engele, sien julle daardie ou daar, daardie meisiekind daar aan. Weet jy, ek ken haar nog altyd, sy het altyd vir my gebly, sy het so geworstel, sy het so gesukkel om op te staan daar tussen almal wat gespot het, en baie keer het sy dit nie reg gekry nie, maar sy het altyd na my toe gekom en gevra om vergifnis, en dan het sy weer gegaan, en sy volhard, Vader, ek ken haar, ek nie vir haar het my lewe in die kruis vir haar gegee. Wonderlik, dis wat jy het in Jesus, as jy by 'n advokaat, 'n vriend, wat sy lewe vir jou gee. So verloon jouself en volg Jesus. Dit is die belangrike onderrig wat Jesus nou begin gee, nadat hy leer dat hy die lydende Christus is. Die lydende Christus wat deur lyding heen die koninkryk bring. Disippels volg hom dan in sy lyding en gaan saam met hom in die koninkryk in, want sy lyding bring vir jou vergifnis van sondes, regverdig verklaring voor God, die aanneming tot kind en die koninkryk van God. Nou, dit is wat ons vir hierdie week doen. Baie sterkte vir die res van julle week.